Goeiedag. Nou, ons het so rukkie terug gepraat oor modderpaaie en die lesse wat ek daar uit geleer het. Maar weet jy, dis nie die enigste lesse wat modder my geleer het op hierdie plaas nie. Nou, toe die kinders kleiner was dit maar so, soos in enige ander voertuig, klein kindertjies kan nogal rumoerig geraak en jou aandag vereis, veral as daar boeties en sissies is en almal wil op dieselfde plek sit of nie sit nie ensovoorts. Nou, ons het die reëling gehad as dit reenseisoen was. En ek het so 'n deel getref waar ek moes ekstra konsentreer en seker maak dat ek nie gly of vassit nie. Dan het ek net vir die kinders gesê, en nou, bly jy stil, totdat mamma sê, jy mag weer praat. En hulle het geweet dat vir hierdie oomblik het ek al my konsentrasie en fokus nodig op die pad, om ons almal veilig aan die ander kant uit te bring. Nou, ek en buurvrou sit die dag gesels, en dis reenseisoen, man en waar ons twee plaaspaaie by mekaar aansluit, net so 'n paar meter verder, was daar so 'n modderkol. Seker so omtrent 4-5 meter lank, maar een van daai wat, maak nie saak waar op die pad jy is, links, regs, in die middel, dis glibberig, dis glyierig, en jy moet fokus, en jy moet konsentreer, en dit is stresvol, want aan die een kant kan jy teen die heining vasglip, aan die ander kant is daar 'n sloot wat jy definitief 'n trekker gaan nodig hê om jou wiele weer daar uit te kry. En ons moes daagliks hierdie stresvolle kol trotseer, om ons kinders by die skool te kry en in die dorp te kom. Weet jy, op daai oomblik het albei van ons goed in ons lewens gehad, ek kan glad nie eers onthou wat dit was nie, maar dit was 'n stukkie ongemak, 'n stukkie nie lekker, 'n stukkie wat daar emosioneel ekstra eise aan ons gestel is, wat ons eintlik graag sou wou vermy. En toe ons so praat daaroor, toe sê ek vir haar, weet jy, hierdie stuk waar ons nou in ons lewens is, herinner my so aan hierdie modderkol, wat ons elke dag moet trotseer. Want dit is net 'n stukkie, hy is afgebaken, hy het 'n begin en hy het 'n einde, maar die hele pad van sy begin tot sy einde is glibberig en stresvol en nie lekker om aan te durf nie. Maar daar's geen ander manier wat ons aan die ander kant kan uitkom nie. Ons moet hierdeur. Weet jy, daar's soveel goed in ons lewens wat dieselfde is. Dis goed wat nie vir jou lekker is op daai oomblik nie. Wat as jy 'n keuse gehad het jy 'n geteerde pad gehad van jou voordeur af tot in die dorp. Maar dis nie wie die Here dit vir jou bestem het nie. Want hy wil hierdie modderkol gebruik om jou te leer. Om jou te wys dat jy as vrou en as mamma wel by magte is om dit te kan hanteer. Dat dit is nie vir ewig en ewig nie. Ons het vir mekaar gesê, dis nie lekker nie, maar weet jy, dis net 'n modderkol. En as jy in hierdie kol inry, sorg dat jou fokus reg is. Ja, verminder weer spoed. Partykeer moet jy amper net op die momentum van die voertuig gaan. En hou jou hande op die stuurwiel. En hou net aan beweeg. En weet, hy's beperk. Hy eindig. En dan is jou voete weer op vaste grond. My vriendin, vandag bid ek vir jou. Want jy gaan modderkolle kry in jou lewe. Ons almal kry dit, dis deel van die grootmaak, is deel van die groeiproses. Hoe meer jy deur modderkolle gaan, hoe meer selfvertroue kry jy, ja, om dit te kan hanteer. Maar hoe meer leer jy om ook die Here se leiding te waardeer en te volg, waar hy vir jou sê om jou stuurwiel heen te draai. Want hy kry ons veilig aan die ander kant van die modderkolle uit. En deur hierdie proses wat nie lekker is nie, leer hy jou om te vertrou, om jou eie vaardighede op te bou, om vertroue te kry in jouself, om te kan terugkyk en te sê, ek is hierdeur, nie alleen nie, maar ek is hierdeur. So as jy vandag op 'n plek sit, wat vir jou baie uitdagings bied, maak nie saak watter kant toe nie, emosioneel, finansieel, fisies, ek weet nie wat is jou modderkol nie. Maar ek wil vandag vir jou kom verseker, dit is net 'n modderkol. Hou moed, hou aan, hierdie
is net 'n modderkol. Jy gaan hierdeur kom. Sterkte vir wat dit ook al is wat jy vandag moet hanteer. Ek sien uit daarna om weer met jou te gesels.